Ons lees Johannes 17 vandag. Ons tema is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Johannes 17, 'n lang gebed wat Jesus bid, 'n kosbare gebed, en dan hierdie stukkie van vers 14 af. Ek het die woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Net soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Tot sover. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Ons leef in wonderlike tye. Dit wat tegnologie tans vir ons doen, is wonderlik. Meen dat jy met jou kleinkinders in Australië so kan kommunikeer op 'n video, dat julle mekaar kan sien, dat dit voel of hulle hier is. Of om 'n wedstryd te kan kyk, 'n groot rugbywedstryd, asof ek op die veld is en ek 'n ereplek het waarin ek die beste toeskouer is. Of waarin ek toegang het tot enige inligting en dit maklik kan kry. En dis wonderlik. Maar in daardie omstandighede is daar ook reuse uitdagings, gevare. En dit bring ons by 'n geweldige ou debat, en dit is, wat is die rol van die kerk in die wêreld? Wat is die twee se verhouding met mekaar? Deur die eeue is verskeie dinge probeer. Van die eerste wat ons van weet, is dat die kerk die wêreld geweldig bedreig het. En dis hoekom ons gedeelte wat ons gelees het ook sê, die wêreld haat julle. En die kerk is ontsettend vervolg. Van die ergste vervolging was hier in die laat 200s na Christus. Maar in daardie tyd gebeur daar die ongelooflikste ding. As daar in Rome by die Tiberrivier 'n veldslag is tussen Maximianus en Constantijn om die beheer van die Romeinse ryk, twee Romeinse regeerders wat dit uitbeklei. En Constantijn kry 'n visie van dat die kruis van Christus gaan sy oorwinning vir hom bring. En hy laat dit op al sy mense se swaarde en hulle skilde aanbring. Die tekens wat daai tyd vir Christus gebruik is die hoofletters van die eerste twee letters van Jesus se naam. En hy kry 'n bo-menslik, bo-wonderlike oorwinning. En Maximianus word doodgemaak. En net daar verklaar hy dat waar die Christene tot nou toe geweldig vervolg is, hulle nou die vrygestel word. En trouwens dit 'n Christelike regering word. En kerke kry geld en kry blootstelling. En Christelikheid kan vrylik beoefen word. Trouwens, jy moet 'n Christen word om in die staatsdiens te kan werk kry. En skielik word dit 'n voordeel om 'n Christen te wees, met geweldige gevolge. So wat gebeur in die verhouding tussen kerk en staat, kerk en wêreld? Neem die kerk heeltemal die wêreld oor en beheer hy die wêreld. En mense instinktief voel dat dit 'n goeie ding is. En ons het dit ook in ons tyd beleef, toe daar staatswette gemaak is wat gelyk het of dit kerkwette is. Die staat 'n wet maak oor dat daar glad nie op Sondag handel gedryf mag word nie. Die strate was leeg op 'n Sondag gewees. En daar's gebid, in die parlement is daar gebid. En so die Christelikheid beheer alles, en baie van ons het daarmee groot geword en het gevoel, maar dis die regte. Maar met tyd het dit begin taan. Het dit begin afneem en daar selfs 'n weerstand begin kom, sogenaamde sekularisme, waar gevra is, kan jy dan asseblief die kerk en die staat van mekaar skei, laat die kerk nou kerk wees op hulle plek, en die staat sal dan die regering bedryf, want daar's ook ander mense wat nie Christen is nie, wat in die staat is. Nou agter dit lê jy's 'n poging om van die Christelikheid ontslae te raak, nie net om hom op sy plek een kant te gee nie, maar om hom minder te maak, en dis wat in ons tyd aan die gebeur is, sogenaamde sekularisme.
Aan die ander kant is 'n manier wat probeer is om die kerk en die wêreld los te maak van mekaar af, deur die kerk self. En jy het byvoorbeeld iemand so Simon Stylites gekry, van die Griekse woord stylos, wat gesê het die wêreld se bose plek, ek moet so min moontlik kontak met hom hê, en hy het op 'n paal gaan bly. En met tyd het hierdie paal al hoe hoër geword, tot hy omtrent 15 meter hoog was, 'n klein platformpie waar hy gebly het, homself vasgeketting daar, het en nie kan afval as hy nie slaap raak nie. En daar het hy vir 37 jaar gebly. Interessante ou wat mense het hom kom sien verraad, hy is baie geag omdat hy nie so aan die wêreld blootstelling gehad het nie. Maar dit was sy alternatief, om dan totaal anders te wees, so min moontlik kontak met die wêreld te hê. Tussen hierdie twee kom Jesus en hy sê vir ons nee, ek wil vir jou sê dat die wêreld 'n belangrike plek is. 'n Belangrike plek waar jy moet leef en waar jy moet werk. Jy is dus in die wêreld. Dis die plek waar jy skool gaan, dis die plek waar jy geld maak. Dis die plek waar jy jou stokperdjie bedryf, dis die plek waar jy jou mediese fasiliteite kry. Alles doen jy in die wêreld. Maar sê hy, pas op dat jy nie van die wêreld is nie. Bedoelende, pas op dat die wêreld jou nie beïnvloed nie. So jy word dus geroep as Christen om die wêreld te beïnvloed, die wêreld te verander. Jy moet daar kom waar die mense is. Jy moet daar wees waar die aktiwiteite is. Maar jy het 'n ander styl. Jy doen dit anders as die mense. Soos van Jesus gesê is, hy het by hulle partytjies gekom en dan is hy beskuldig deur mense wat hulle self as verhewe bo dit geag het en gesê het, hy's 'n vraat en 'n wynsuiper, want kyk, hy's daar saam met hulle. Maar dit weet ons. Hy het nie soos hulle gedoen nie. Hy het vir hulle gewys hoe om dit te doen. En dis so van Christene waar. As ons in 'n wêreld leef, en dis wat sekularisme doen, hy het God nou uit die samelewing uitgehaal, nou gaan dit oor mense, hulle vreugdes, hulle belange, dit wat vir hulle lekker is, en in daardie proses word God een kant toe geskuif. En waar ons waardes gehad het oor byvoorbeeld die Sondag, het ons dit nie meer nie. Die staat beskerm ons nie meer nie, die wette het verander. Maar dit veroorsaak dat Christene nou hierdie dinge doen, omdat hulle dit wil doen. So ons voeding kry ons op 'n ander plek. Ons voeding kry ons tussen Christene, ons voeding kry ons in die kerk. Maar die plek waar ons werk is in die wêreld. Nou, die sleutel daarvan is Jesus sê, my gebed is nie dat jy hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat jy hulle van die bose sal bewaar. Ek wil dus verhoed dat die wêreld vir hulle beheer, dat die wêreld oorneem oor hulle, en die wêreldse waardes, hulle waardes begin word. Byvoorbeeld oor huwelike en saamwoon, oor hoe ons met ons geld werk, en hoe ons deur geld beheer word, hoe mag vir ons ook 'n rol begin speel, hoe ons status vir ons belangrik is. Al daardie dinge sluip in die kerk in. En die Here sê, dis verkeerd, dit moet andersom wees. Julle moet in die wêreld ingedra word. Nie met mag nie, nie met wette wat gemaak word nie, maar met invloed. En daarom is Jesus se begeerte vir hulle, hy sê dat hulle deur die woord gelei sal word. Die woord is die waarheid. As ons in hierdie tyd vir die Here bruikbaar wil wees, dan sal ons 'n keuse moet maak vir dit wat vir die Here belangrik is. En daarom meer as ooit sal Christene hulle verhouding met mekaar moet verdiep en verinnig. Sal hulle mekaar moet respekteer en by mekaar moet leer. Sal hulle die byeenkomste moet eerbiedig. En meer as ooit sal die Bybel vir ons belangrik moet wees. Daar is nie meer 'n amptelike stilte tyd nie. Daar is nie meer 'n verpligte tyd wat jy aan die Here met die Here moet besig wees nie. Dit word nou 'n prioriteit. Dit is 'n keuse wat jy maak om dit te doen. 'n Keuse wat ek maak om my waardes ernstig te neem. Om tye te hê waar ek by die Here gaan sit en by hom hoor, hoe lyk die lewe? Hoe lyk sy siening van die lewe? Hoe wil hy met ek as Christen leef in 'n wêreld waarin mense onderduims is, waarin hulle korrup is, waarin hulle boos is? En in daardie wêreld gaan sit ek by die Here en soek ek sy waardes, hoor ek sy stem, word ek deur hom opgebou en word ek deur hom toegerus om uit te gaan en na buite te gaan werk. En daar is ek die een wat wys, hoe lyk respek, hoe lyk waardigheid, hoe lyk agting,
Hoe lyk goeie grappe? Hoe leef 'n mens regtig? En mag die Here vir ons wysheid gee, as ons as sy kinders met mekaar hande vat, maar ook na buite leef. Here, dankie dat ons deur U geroep is. Dis 'n wonderlike status, dis 'n ereposisie. En ons wil dit waardig wees. En ons wil aan U voete kom sit en ons wil die wêreld maak soos U dit bedoel het. Dis U wêreld. Die mense is U sin. En ons wil hulle wys dat hulle aan U kan behoort. Help ons, Here. Amen.